Die voorreg is altyd so groot. En dalk is jy alleen vanoggend en ons net een koppie. Maar dalk is dit u en u geliefde vanoggend tesame. En die twee koppies verteenwoordig die huwelik. Dit verteenwoordig die eenwording voor die aangesig van die Here. En vanoggend wil ek u net bedien. Weet jy, baie welkom. En ek groet u in die naam van Jesus. Kom ons luister wat die Gees van God vanoggend vir ons wil gee, wil bedien. Dalk staan u op trou. Dalk is u al lank al getroud, donkie jare al getroud. En weet jy, ons kan nie waarlik getroud wees. Ons kan nie waarlik een wees, as ons die vuur wat daar agter brand, die verteenwoordiger van die vuur, wat beteken die Gees van God. En as ons kyk na die hemel, ruim en die sterre, die teenwoordigheid van God waar ook al ons beweeg. Weet jy wat? Het jy al op die plek gekom, wat jy besef het dat jy so besig met baie dinge van die wêreld. Daar is so baie geraas om jou, dat jy net eenvoudig die stem van Jesus nie meer kan hoor nie. Dat het vir jou voel, jy is so ver weg. Daar is so baie dinge wat gebeur. Daar is so baie geraas in jou huis, dalk in jou huwelik, dalk in jou verhouding, dalk in jou werksplek. Dat jy so ver van Jesus af voel. Ek wil vanoggend vir jou sê, kom ons lees uit die woord van die Here. Die krag wat ons benodig elke dag. Dawid skryf hierdie Psalm 27. Dit kom net na wat hy sê, waar hy praat van die vervalle hut van Dawid. En ek kom in vers 7 en hy sê, hoor, o Here, ek roep luid, ek roep hard uit, ek roep na u, Here. En wees my genadig, en antwoord my. Dawid besef dat hy het vervalle geraak. Hy het op 'n plek gekom waar hy nie moes wees nie. Hy het dinge gedoen wat hy nie moes doen nie. En net so u en ek, het sy dit in jou verhouding is, het sy dit in jou huwelik is, het sy dit in jou werksplek is, het sy dit is daar waar jy gaan inkopies doen. En u kyk na ander en u veroordeel. En soos die Engelsman sê, judge iemand anderste. Maar hoor wat sê in vers 8. Van u, Here, sê my hart, soek my aangesig, of ek soek u aangesig, o Here. Verberg u aangesig nie vir my nie. Wys u knegt nie af in toorn nie, of kwaadheid teenoor my nie. U was my hulp, verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Is dit dalk wat u vanoggend, en weet jy, dit word so deur die Gees van God gelei vanoggend, dat, weet jy, moenie asseblief nie my eer daarvoor, eer die Here. Val op jou knieë, dalk het jy 'n baie langsame huwelik wat die Here jou mee geseën het. Val dan vanoggend op jou knieë en bedank hom net. Dalk, weet jy, is jy in 'n verhouding en jy het nog nie jou huwelik staat met jou wederhelfte tot verwelkeling gebring nie, dat julle kan een raak. Miskien bly julle al baie lank saam. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, God wil 'n eenheid tussen man en vrou vorm. En sê jy nou in 'n verhouding is en jy staan op trou, of jy al reeds getroud is, die Here soek eenheid. God soek eenheid. Hy soek twee harte om een te word, om 'n tempel, 'n volwaardige tempel van die Here te word. Dat jy as man en vrou die Here kan saamdien. Die Here het hierdie saak baie indringend op my hart gelê, en ek het baie gebid oor dit, en ek het gekoester op dit. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, jy is nie verlore nie.
Jy is nie weg nie. Erken dat jy sonde het. Sê vir die Here, Here, hier is my sonde. Here, kyk in my hart en sien die berou in my hart oor die verkeerd wat ek gedoen het. En kom op daai plek waar jy die Here kan vertrou met alles. En kom op daai plek waar jy die Gees van God toelaat om jou te lei in die woord van die Here. Sodat Johannes 14 vers 6 dan 'n duidelikheid vir jou word. Die Here Jesus Christus is die weg en die waarheid. En hy is alles wat ons moet benodig. En ons moet hom soek in alles wat ons doen. En ons moet hom ken in alles wat ons doen. Ek is Pastoor Gary, Brood en Water 5 minute woord bediening. Wees gegroet in die naam bo elke naam, die naam van Jesus Christus, ons Here. En onthou, Jesus is baie lief vir jou. Amen.